Baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Nou in vandag se video wil ek baie graag met u gesels oor die boek van die lewe of die boek van die lam. Dis een en dieselfde boek. Die belangrike vraag egter is jou naam opgeskrywe in die boek van die lam en wanneer word jou naam wel opgeskryf? Nou daar's baie leraars, baie kerke wat glo dat na jou bekering, jou wedergeboorte, dan skryf God jou naam in die boek van die lewe. En hulle glo dit is wat die skrif leer. Maar ons moet gaan kyk wat die konteks is en wat die woord van God regtig leer. Ek gaan vir julle 'n paar videoklips speel vandag. Ons gaan kyk na belangrike skrifgedeeltes en ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou voor die grondlegging van die wêreld sê die woord in Efesiërs 1 vers 4 dat God ons uitverkies het in Christus. Ons is uitverkies omdat ons aan hom behoort. Nou, almal wat uitverkies is, die gaan gered word. En dis wat die skrif leer. Hierdie is nie 'n Calvinistiese siening nie. Ek is nie 'n Calvinist nie, maar dit is wat die woord van die Here leer. En daar's baie mense wat dit nie verstaan nie en reken dat daar is nie 'n soort van 'n uitverkiesing nie, maar die uitverkiesing is 'n Bybelse begrip en dit is baie belangrik dat ons sal verstaan. Nou kom ons gaan kyk wat is die boek van die lewe. The book of life is a divine record mentioned in the Bible, absolute, containing the names of those chosen for eternal life and belonging to God. It is also known as the Lamb's Book of Life and is believed to hold the names of the redeemed who have faith in Jesus Christ. Conversely, those whose names are not in the book of life are destined for judgment, potentially facing eternal death. Nou dis belangrik, daar's mense se name wat geskrywe staan, daar's ander wat se name nie in die boek van die lewe is nie. En dit gaan ons sien in Openbaring 13 vers 8. Kom ons gaan lees daai skrifgedeelte. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Wie aanbid? Die Antichrist, want jy moet onthou die konteks van Openbaring 13 vers 8 is die groot verdrukking en die Antichrist. Nou die woord sê almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. Met ander woorde, hulle gaan die Antichrist aanbid. So wat sê die woord vir ons hier? Nie alle name staan geskrywe nie. En dit is baie belangrik. Nou daar is geen skrifgedeelte in die woord van God wat aandui dat name geskrywe word in die boek van die lewe na jou bekering nie. Nou skrifgedeeltes wat belangrik is om te gaan kyk na is Eksodus 32 vers 32 en 33 en Daniël 12 vers 1 wat leer dat die name reeds daar was. Dis nie dat die name word opgeskryf na jou bekering nie. Hierdie name is reeds daar. So ons gaan kyk wat sê Daniël 12 vers 1 op 'n latere stadium van die video. Maar kom ons gaan luister wat sê hierdie leraar. Hy glo dat wanneer jou klere wit gewas word in die bloed van die lam, dis jou bekering, dan word jou naam geskrywe in die boek van die lewe. Nou hy lees dit in die teks in, dis eisegesis, maar kom ons gaan kyk wat hy sê. Kry mense naam in die boek van die lewe en dis eenvoudig. Dit staan anders hier in Openbaring as die beeld gebruik word van jou klere wat wit gewas is in die bloed van die lam. Jou naam word opgeskryf in die boek van die lewe as jy jou klere laat wit was in die bloed van die lam. Nou ja, dit staan nie in die skrif nie. Dis die algemene standpunt van baie leraars. Hulle lees dit in die skrif in, hulle lees iets in die teks in die Bybel noem dit, of die belangrike algemene standpunt van hierdie mense is dat as jy tot bekering kom, jou klere laat was in die bloed van die lam, dan is dit wanneer jou naam wel opgeskrywe word. Nou dis eisegesis. Jy kan nie iets in die teks inlees wat nie daar is nie, maar dis wat hierdie man wel gedoen het. Nou wanneer word die name opgeskryf van die wat gered sal word? Ek het vir 2 tekste voorgehou reeds, daar Openbaring 13:8 is baie duidelik dat voor die grondlegging van die wêreld is daar name geskrywe, maar hierdie name in Openbaring 13:8 is daar name wat nie geskrywe is nie. So met ander woorde, nie almal se name word geskryf nie, maar dit word wel gedoen voor die grondlegging van die wêreld. As jy Daniël 12 vers 1 gaan lees,
Kom ons gaan lees daai skrifgedeelte. En die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie, maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Nou dis baie belangrik, ons moet verstaan, dis die tyd van die groot verdrukking. Ons weet dat Israel gered gaan word, nie die hele Israel nie, maar daar gaan 1/3 gered word. Nou wie is hulle? Elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Dis reeds daar, dit staan in die boek van die lewe reeds, wie hulle is wat gered gaan word. So dis baie belangrik. Die vraag is weer eens, vind dit by wedergeboorte of voor die grondlegging van die wêreld plaas? En die skrif is duidelik, dit vind plaas voor die grondlegging van die wêreld. Nou kom ons gaan kyk na 'n videoklip van Benny Hinn. Ek is nie 'n groot voorstander van Benny Hinn nie, maar wat hy hier sê is absoluut so belangrik, dat jy kom na Christus toe om met jou naam geskrywe staan. Kom ons gaan luister wat sê Benny Hinn. Your names are written in the Lamb's Book of Life. God doesn't sit in heaven with a pen and write names of people when they come down the aisle. They come down the aisle because their names are already in there. We are predestined. We are chosen. Yeah. Those who are saved are the elect. Hallelujah. 10:10 vir jou Benny Hinn, dit is presies wat die woord van God leer. Ok, daar's baie dinge wat ek nie met hom saamstem nie, maar hier het hy dit 100% korrek. En onthou, Benny Hinn is 'n charismatiese leraar, en dit is waar, dit wat hy vandag hier gesê het, is absoluut die waarheid. Daar is geen ander waarheid buiten dit wat hy gesê het. Jy is gekies voor die grondlegging, jy's deel van die elect. Ons is predestined, en daarom het God jou naam geskrywe. Nou, kom ons gaan lees die skrifgedeelte in Efesiërs 1 vers 4 tot 5, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deur hy ons voorbeskik het, dit is predestined, het om ons as sy kinders homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. So God het dit so bestem, hy het dit so bepaal, dat ons voor die grondlegging van die wêreld uitverkies is in hom, en daarom is dit so dat voor die grondlegging van die wêreld is die name geskrywe van die wat gered gaan word. Daar is nie 'n ander waarheid nie, daar's mense wat stryd in hierdie ding en sê, maar dis kalvinisties, en ons hou nie vas aan kalvinisme nie. Nie alles wat die kalviniste leer is verkeerd nie. Dis baie duidelik, daar's goed wat 'n mens verskil van hulle, maar hierdie is 'n groot waarheid, en dit moet absoluut vir jou belangrik wees. Maar kom ons gaan luister wat sê Brandon Beeks, een van die valse profete in Amerika. Kom ons gaan luister wat sê hy daaroor. All right, I'm going to say a simple prayer. And if you confess Jesus, it says if you confess him, he is faithful and just to forgive you of your sins and cleanse you of all unrighteousness. But you must mean it with your heart. With the heart confession's made unto salvation. We're going to say it right now. Say, Jesus, I believe you're the Son of God. I believe you died for me and you rose again on the third day. Jesus, I'm a sinner and I need a Savior. Tonight I ask you to forgive me. I ask you to forgive me of my sins. I ask you to wash me, Lord, and make me new. Cleanse me. I turn my back on the world. I turn my back on the devil. I turn my back on my sin. And from this day forward, Lord, I serve you. I ask you to write my name in the Lamb's Book of Life today. I thank you, Lord, that you're accepting me back. You said you'd never leave me and you'd never forsake me, Lord. I'm the one that left you and I went back to the world. But tonight, Lord, I make my decision and I'm sold out to you. Nou jy sien wat doen hy, dis die prayer, die sinner's prayer, en daar's niks verkeerd met 'n sinner's prayer, as God jou getrek het nie, en jy roep na God uit, en jy bid hierdie gebed, dan sal God jou verhoor. Maar die meeste kerke glo, jy moet gaan kom na vorentoe, jy moet vandag die Here aanneem voor dit te laat is, en die Here het jou nie eens getrek nie, en dan staan jy daarvoor, en jy bid is die sondaarsgebed,
En as hulle dit klaar is, dan sê hulle vir jou, baie welkom in die familie van God, jou naam is nou geskryf in die boek van die lewe, en jy is nou 'n kind van die Here. Maar dis wat Brandon Bixby hier doen. Hy bid net 'n eenvoudige gebed, en dan sê hy, Here, skryf my naam in die boek van die lewe, asseblief. Nou, dit word sekerlik opreg bedoel, omdat baie mense nie die kennis het, nie die kundigheid het, wat die skrif leer nie. Maar soos Benny hier net nou gesê het, you come to the aisle because your name is written in the book of life. Jy kom nie na die aisle omdat jy dink jy is so goed nie, maar dis omdat God jou naam geskryf het, en die wat hy geskryf het, hy gaan met jou deel en jou trek. En dan word jy 'n kind van die Here. En dan kan jy hom aanneem, maar jou naam is geskrywe voor die grondlegging van die wêreld. Nou kom ons gaan kyk, wat sê 'n ander leraar, dieselfde wat al hierdie mense sê, na die bekering. Kom ons gaan kyk. Hierdie belangrike boeke, die eerste belangrikste boek wat er natuurlik is die boek van die lewe, want die woord van die Here sê, wanneer hierdie boek oopgemaak word op die einde van tyd, en dit bevind is dat jou naam nie opgeteken is in die boek van die lewe nie, gaan jy in die poel van vuur gewerp word. Dit is die tweede dood. En ek pleit en ek bid die Here, my broer en suster, in 'n wêreld wat verlore gaan, dat hulle tot inkeer kom, hulle tot God bekeer, Jesus aanneem in geloof, sodat hulle name opgeteken kan wees in die boek van die lewe. Dis seker die belangrikste boek. Nou ja, dit is 'n baie belangrike boek, maar die kundigheid wat daarmee saamgaan, is dat hierdie mense glo, as jy jou hart vir die Here gee, jy het nou iets gedoen, nou moet die Here gou jou naam skryf. Dit is nie hoekom nie, dis omdat God jou eerste lief gehad het, jou uitverkies het, en jou bestem het tot die ewige lewe. Daarom kan jy hom vind. En dis wat baie mense dwars in die krop steek, hulle kan nie verstaan dat dit so werk nie. Maar dis wat die woord van God leer, is baie duidelik. Nou kom ons gaan kyk wat sê Dr. James van Sail. Hy is nie meer met ons nie, maar hy sê, hy wat glo in hom dat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Onthou nou dat u 'n kind van God is. U naam is in die boek van die lewe geskryf, omdat u gehoorsaam was aan God se instruksies. So jy het iets gedoen, jy het gehoorsaamheid toegepas, en toe skryf hy jou naam in die boek van die lam. En dis die onkunde waarmee baie van ons leraars omgaan. Hulle sê vir die mense, as jy jou hart vir die Here gee, dan gaan jou naam gou in die boek van die lewe opgeskrywe word. Nou hierdie is maar die algemene opvatting van die algemene kerk, omdat die skrifte nie behoorlik ondersoek word nie. En dis vir my nogal baie ernstig, en daarom is dit belangrik dat ons gaan kyk om die regte exegesis te verstaan in die skrif, konteks met skrif te vergelyk om die konteks te verstaan. Kom ons gaan kyk, wat sê 'n ander kind van die Here, hy noem hom disciple Robert. Kom ons gaan kyk, wat het hy te sê daaroor. Nou ja, ek gaan dit net vir julle lees. Hy sê, Jesus want to forgive people of their sins and write their names in the book of life. But he cannot do that unless people first repent. So jy moet nou iets doen, of this repent of their sins. So jy moet eers van jou sondes jou bekeer, en dan gaan hy jou naam opskryf. Dis nie skriftuurlik, dit is totaal onskriftuurlik. And believe in him and follow him. This is why salvation depends on us. Kan jy sien die dwaling hier? The salvation depends nie on us nie. Ek en jy, dit is van hom wat jou roep, wat jou trek. Dis die belangrike ding. And what we choose to do about the knowledge of God's truth. If you want your name to be found in the book of life, then repent of your sins. Commit your heart to Jesus and keep the faith in his name, being faithful to him all your life. This way of judgment day, your name will be found written in the book of Lamb's book of life. Nou, jy kan duidelik sien dat hy sê, jy moet iets doen. Jy moet jou bekeer, dat jou naam geskrywe kan word. Saligheid hang van jou besluit af. Dit is so ver van die waarheid af, en enige iemand wat dit glo, is 'n bedwaalweg, want die woord van God is duidelik, dat God het ons voorbeskik. Hy het ons geroep, hy het ons getrek, hy het ons eerste lief gehad. God trek jou tot bekering, en dan kan jy jou bekeer. As die Here jou getrek het, dan kan jy sê, Here, dankie. Ek verstaan ek is 'n sondaar, ek is verlore. En alles hang van God af, nie van jouself af nie.
En dis wat hierdie persoon, disciple Robert, natuurlik leer. Dis totaal buite konteks. Nou ja, dis belangrik wat daar staan. Hy sê dit sal opgeskryf word in die boek van die lewe as jy jou bekeer. Nou goed, kom ons gaan kyk wat sê twee ander leraars. Die een is Dries van As en dan ook Neville Norden. Nou ek het respek vir beide van hierdie leraars en hulle bring baie goeie woord, maar hulle het dit albei verkeerd as dit kom waar jou naam opgeskryf word na jou bekering. Kom ons gaan luister. En u wat na hierdie DVD kyk op YouTube, ook daarna kyk. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Net daar waar jy sit, in jou sitkamer, op jou bed lê, nooi die Here Jesus in jou hart en lewe in. Sê, hier is ek. Gee my lewe aan u. Was my met die bloed, skryf my naam in die boek, maak my deel van u liggaam, deel van die bruid. Sê saam met my, Here, ek is 'n sondaar. Ek wil die saak met u uitmaak. Jesaja 1 vers 18 en 19. Was my met die kosbare bloed. Wit soos sneeu, rein soos wol. En nou nooi ek die gees van die lewende God, kom woon in my. Dankie dat u my nou bekragtig met die Heilige Gees. Dankie dat u in my kom woon het. My naam is nou bekragtig in die boek van die lewe. Welkom in die liggaam van Christus. Nou jy sien, hierdie leerstelling kom nie uit die Bybel uit nie. Dit is maar die algemene siening van baie leraars. Die skrif is tog baie duidelik dat jou naam eers geskrywe word in die boek van die lewe. En omdat dit daar is, dan kan jy tot bekering kom. En jy sien, beide van hulle het dit so opreg. En dit is belangrik dat ons die Here sal vind wanneer die Here met ons praat, wanneer jy oortuig van sonde, dan is dit belangrik dat ons sal reageer op daai roepstem. En dit is nie, dan word jou naam geskrywe nie. Dis 'n verkeerde begrip van wat dit is. Ons moet verstaan dat dis duidelik in die skrifte dat voor die grondlegging van die wêreld het God ons reeds voorbeskik, hy het ons reeds lief gehad vir die wat gered gaan word, het ons name geskrywe. En dis baie, baie belangrik. Nou goed, kan ons weet of iemand se naam opgeskryf is in die boek van die lewe? Baie mense vra nou, hoe weet ek my naam is geskrywe? Ek gaan dit nou vir verduidelik. Kom ons gaan lees eers Filippense 4 vers 3. En ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam, wat met my saam gestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. Nou het Paulus gesien, het hy die boek gesien, het hy die name daar in die boek gaan lees? Nee, dit kan aan jou lewe gesien word. Wanneer jy waarlik vrugte dra in Christus, dan weet jy, jou naam is geskrywe in die boek van die lewe. En daar's baie mense wat hulle harte verhard, hulle name is waarskynlik nooit geskrywe nie, hulle kom nooit bekering nie, hulle luister nie na jou nie, hulle verwerp jou, die evangelie wat jy in hulle bring, en hulle word oud en hulle nog nooit tot bekering gekom nie, dan is dit waarskynlik dat hierdie mense se name nie geskrywe staan nie. Maar wanneer jy tot bekering kom, wanneer jy waarlik in Christus wedergebore word, en jy wandel in Christus, dan weet ons, my naam is geskrywe. Want hoe anders? Ek lewe dan, ek wandel in Christus in vrug, ek dra vrug in my lewe, ek is wedergebore, en dit kan gesien word deur baie mense. So dit is baie, baie belangrik dat ons dit sal verstaan, en nie net glo dat jou naam geskrywe word na jou bekering nie. Nou goed, ek gaan afsluit. Alle name wat God in sy soewereine wil uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, sy name is geskrywe in die boek van die Lam. Dis baie belangrik. Mag die Here ons help en ons insig en wysheid gee om dit te verstaan, en dit is nooit sal roem daaroor nie, maar dan net dankie sê Here, dankie dat U my gekies het, sodat ek U kan kies, en dis belangrik. Mag die Here ons seën, want op 'n volgende geleentheid gaan ek gesels oor, kan jou naam uit die boek van die lewe verwyder word? Dis 'n baie ernstige onderwerp, want jou naam kan wel uit die boek van die lewe uitgewis word, en baie mense glo dit nie, maar ons gaan kyk wat die skrif daaroor leer.
Tot 'n volgende keer, mag die Here u seën. Totsiens.